Luister na die goeie nuus. Dit laat genade en vrede vir jou vermeerder. Vra die Here vir wysheid. Hoe werk hierdie goed? En hy sal vir u wys. Dat jy die lig van die wêreld uitstraal na mense toe. Dis wat God wil hê. Jy's die regverdig verklaar deur God Almagtig. Vader, ons dankie dat u deur die Heilige Gees, God sê, jy kan die rigting van jou lewe bepaal, deur die woorde van jou mond. Moenie twyfel in jou verlossing nie. Praat verlossing, praat skoonheid, praat reinheid, praat die bloed van Jesus oor jou. En jy sal sien, dit begin manifesteer in jou lewe. Dit is vir my 'n besondere voorreg, regtig, om weer met u te kan deel uit die kosbare woord wat die Here vir ons gegee het. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons u woord so kan vashou. Dankie dat ons in die woord kan inkyk en dat dit die waarheid is. Ons loof u daarvoor nou in Jesus naam. Amen. Nou, Hebreërs 4 het ek vir u gelees en nou Johannes 17. Johannes 17. In Johannes hoofstuk 17. Ai, lekker hierdie blaaie wat so blaai. 17 vers 17. Hoor net die. Heilig hulle in u waarheid. Bid Jesus. Hy bid vir ons. Hy bid vir ons. Hy sê, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Daar is 'n skrif in Timoteus wat vir my so mooi sê, in 1 Timoteus 1 vers 15. Hoor net hier. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Dit is 'n betroubare woord. Dit is die woord van God aan u en my, dat hy sê duidelik, hy sê dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Dat, nou dis die woord wat u moet aanneem en ek moet aanneem, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Hy het gekom om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Dis wat Paulus hier sê. Hy skryf aan Timoteus. Dis so pragtig. So die hele skrif is deur God ingegee. Jy weet dat elke skrif wat hier so staan, wat geskryf is, het God gegee. En jy kan jou lewe daarop wet. Jy kan jou lewe daarop bou. En ek is nou 64 jaar oud. Hoorie, en ek jou sê, toe ek 18 jaar oud was, het ek my lewe vir Jesus gegee. En ek kan deur my hele lewe getuig, dat God is getrou, en hy is wakker oor sy woord om dit te volbring. Nou weet ek, jy dink aan dinge wat, jy verstaan nie, jy het so lank gebid, vir jou man, vir jou vrou, vir jou kinders, en nou is jou man oorlede, en jy verstaan nie hoekom, en waarom, en al hierdie dinge nie. Die vyand wil die saad van die woord steel. En hy gebruik die sienlike, die tasbare, dit wat jy kan sien, voel, smaak, ruik, proe. Hy wil hê jy moet deur aanskouing wandel, en daarom wys hy jou aanskoulike goed wat in jou lewe gebeur het. En hy sê, sien jy, die woord is nie betroubaar nie. Magies. As daar iemand is wat nie betroubaar is dit die leenaar. Johannes 8:44, die duiwel is die vader van alle leuns. Hy is nie betroubaar nie. Hierdie woord is betroubaar. Dis hoekom die duiwel is so teen hierdie woord. Want hierdie woord het Jesus gebruik om hom te weerstaan. Jesus het gesê, daar staan geskrywe. Nou, ek en u kan ook sê, daar staan geskrywe. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Dit beteken, hy het gekom om vir my te red. Ek is Piet, en baie van julle ken my, en as julle hou van wat ons doen, ons wil die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus van hom, wil ons die wêreld oor versprei. En as jy nou like en subscribe, dan maak jy dit vir ons makliker. Jou ondersteuning is vir ons baie belangrik.
mooi loop. Seën vir jou. Om my en u te red, om sondaars te red, om hulle te bring van duisternis na lig. Dis 'n betroubare woord. Nou wil ek vir julle skryfwys in Johannes 3. Ons ken vers 16 so goed, né? Baie van ons ken hom. As jy hom nie ken nie, gaan ek hom ook lees, maar Johannes 3 vers 17 eers. Hy sê die volgende: Want God het sy seun in die wêreld gestuur. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So, God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie. So, as u 'n veroordelende woord hoor oor u wat in die wêreld is, dan sê ek vir u, God het sy seun nie in die wêreld gestuur om te veroordeel nie. So as u veroordeling voel, smaak, dis nie God wat u veroordeel nie. U is dalk nog in die duisternis en nou voel dit soos oordeel oor u. Maar die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. God is wakker oor sy woord om dit te volbring. Sou God iets sê en dit nie waar maak nie? In hierdie jare wat ek gered is, van 18 jaar oud tot nou, het ek het gesien dat God getrou is. Maar weet u, dit het begin deur eers te glo wat die woord van God sê. Nou, die woord van God behoort die bron te wees van u alledaagse lewe, waaruit u uitlewe wat u glo. U sien, waarop word u huis gebou? U huis behoort op die rots gebou te wees, en die rots is die woord van God. Deur kennis op te doen en te reageer op daai kennis, dan begin jy sien hoe God wakker is oor sy woord om dit te volbring. En al die aanslae van die duiwel, al die aanslae van die vlees, en dit die sienlike, wat teen God se woord staan, wat sê, maar God is nie wakker oor die woord nie, want kyk daar wat het daar gebeur. Want kyk daar wat het met jou ouma gebeur. Daardie goed, sê jy, daar staan geskrywe, dat God die waarheid is, dat elke mens 'n leenaar is, maar God is die waarheid. So jy staan op die waarheid. Dis hoe jy die duiwel weerstaan, daar staan geskrywe. Julle moet mooi bly, seën vir julle, en onthou, God is wakker oor sy woord om dit te volbring.